Het is wonderlik vir my om by die eerste keer by die KAK fees te wees en dit ervaar deur hier te kom werk. Ek het wanneer vir jou gesê, 2 jaar terug, ek wil in Afrikaans iets doen, op die verhoog, en toe Ziets hierdie stuk gekry en werk gemaak daarvan, en so georganiseer dat ons hier so is, maar ja, dit is nog steeds werk, so ek kan nie partytjie hou in die aande tot laat nie, maar wat 'n demper is, want ek hou daarvan. Hy was nie hier in daai dae in die 90s en toe die feeste begin het, toe ons dwars deur die nag 'n partytjie het nie. Daai ek weet nie of die jong mense dit nog steeds doen nie, maar ek kan dit verseker nie meer doen nie. Ja. Of ek dit weer sal doen, weet ek nie. Dis harde werk. Dis baie harde werk om op die verhoog te wees. So ja, ek weet nie, ek sal dalk Ek sal maar net weer vir ons 'n maklike een is. Ja. Die basiese storie van liefdesbriewe is maar 'n vriendskap tussen twee mense wat begin as hulle so 8-9 jaar oud is, maar die hele vriendskap word voorgestel deur briewe wat hulle aan mekaar skryf oor 50 jaar. En elkeen se lewenspad word baie mooi in die briewe uiteengesit en ook die pad wat hulle saam gestap het. Maar die interessante ding is jy leer hulle ken deur hulle briewe. Ja. En dis wat die stuk uniek maak. Ons lees mekaar se briewe vir die gehoor. Wat dit natuurlik heeltemal anders te maak is as enige ander verhoogstuk waar jy jou woorde moet memoriseer. In hierdie geval het die dramaturg gespesifiseer dat die akteurs nie hulle woorde moet leer nie. Ja. Ja, ek dink met sosiale media is dit anders. Mense skryf nie meer briewe nie, hulle skryf nie 'n lang vorm brief nie. En of dit beter of slegter is, weet ek nie, maar soos my karakter sê in die stuk, hy sit homself in die briewe, sy emosie, sy hand, sy hartklop, en miskien mis dit 'n ou, miskien nie, ek weet nie, as dit in kort vorm is. Ek het regtig 'n hoë vlak van irritasie daaroor dat mense voice notes stuur en sulke kort sinnetjies wat nou nog afkortings ook in is. Dit irriteer my geweldig, maar ek verstaan dit. Ek verstaan dat dinge verander. Ek hou daarvan om iemand te bel. Daar's 'n rede hoekom taal daar is. So gebruik hom. Dis hoekom hy daar is. Ja, nee, dis great om dit saam met daar te doen, want ons ken mekaar, ons het 'n comfort level, gemak saam met mekaar, so dit is makliker. Ja, dit sou nie, as sy 'n probleem was en neuroties was, sou ek, ja, 10 minute voor ons op die verhoog gaan het, sou ek in 'n Uber geklim het en in lughawe toe gegaan het en nooit weer die telefoon geantwoord het nie. Maar ja, so dit maak dit makliker met Ziets, ja. Vir my is die belangrikste dat mense geraak word daardeur. Dat daar iets is wat by hulle grond vat, of wat 'n saadjie plant, of 'n die of 'n daai. En ek dink nie mense kan onaangeraak uit hierdie stuk uitstap nie, want daar gaan iets wees wat jy herken, dis wat vir my belangrik is. Ja, ek weet ook nie, ja, ek weet nie, ek moet eintlik nie gehoor vra na die tyd. Wat kry hulle daar uit? Ek weet nie wat die les is van die stuk eintlik nie. Ek weet net dis soos wat die John Lennon sê, een van sy quotes wat hy gesê het, life happens when you make plans, or while you make plans. En ek dink dis so met hierdie briewe, life happens while you make plans. Afrikaans beteken baie vir my, ek kan dit nie eintlik artikuleer nie, maar dit is my moederstaal, en ek droom in Afrikaans. Al my inner gedagtes is in Afrikaans. Hy vloek ook in Afrikaans. Dit is dood eenvoudig ons identiteit, en dit is net 'n onderstreping van ons identiteit, van wie ons is en wat ons is. Ek probeer nou op my baie gevorderde jare leer ek ander tale, maar dit is nie omdat ek ander tale noodwendig wil praat nie, is om my brein aan die gang te hou. Maar
Afrikaans is wie ons is. Jy kan daaraan niks doen nie. As jy Afrikaans gebore is jy Afrikaans gebore.